Goeiemôre al my mooi susters. Ek hoop dit gaan baie goed. Dit is 'n baie mooi dag hier in die Kaap. Die son skyn en ja, is net 'n lekker dag. Ek glo stellig Eel is besig met wasgoed vir die wat by die huis is. Ek gaan ook seker nou nog later my wasgoed doen. Ek het gister wasgoed gedoen, maar daar's mos altyd wasgoed. Jy was nou en as jy weer kom kry daar in die wasmasjien, dan sien jy nie daar is die wasgoedmandjie is alweer vol. So die wasgoed hou net nooit op nie. Maar ja, daai is die lewe van 'n vrou en is 'n baie mooi lewe. Ons geniet dit. Ek geniet dit om die wasgoed te was. En ek geniet dit om te stryk. Ja, ek weet daar is sommige wat sê, nee, die wasgoed is nie vir my nie, wasgoed stryk is nie vir my nie, maar ek geniet dit om 'n ma te wees, ek geniet dit om 'n vrou te wees, ek geniet dit om 'n dogter te wees, ek geniet dit om 'n suster te wees. Maar anyway, ja, ek lees gister. Ja, het ek begin met Ester 1 het ek begin. En die gedagte wat toe by my kom nou in die weken is Romans 10 verse 17 en dit sê die volgende: So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. En ek sê toe vir myself, ek gaan elke dag in die oggend gaan ek 'n skrif lees en ek gaan dit hardop lees. Ek gaan dit nie net sag lees nie in my gedagte nie, maar ek gaan dit hardop lees. En ja, so ek het dit begin doen. Ek het nou vir Ester 1 hardop gelees en ek het vandag is ek by Ester 2 en ek het regtig gelees, maar die gedagte wat ek by julle wil bring, so Ester 2, hulle ken die verhaal van Ester en wat gebeur het dat die koning 'n partytjie gehad het en al die belangrike manne was daar en dat die wyn was uitgestal en daar was van alle soorte wyn gewees en hulle kon net drink wat hulle wil en later aan van al die wyndrinkery tot die koning nou lekker dronk geraak en hy het besluit hy gaan sy vrou roep en volgens die woord was sy vrou 'n baie mooi vrou gewees. En hy wil vir haar 'n bietjie afgeshower het nou voor die manne. Ja, en terwyl hy sy manne stuur om haar te gaan haal en die boodskap kom by haar, sê sy vir hulle nie sy gaan nie kom nie. Kan jy nou glo sy sê nie sy gaan nie kom nie. But anyway, hulle vat toe die boodskap na die koning toe en jy kan mos nou self dink. 'n Dronk man, 'n vrou wat weier, hy was mos nou baie kwaad gewees. Hy was baie kwaad. Hy was baie ontstel, sê die woord van die Here. En hy roep onmiddellik sy advisors en hy sê mos nou, want alles moet geskied volgens law en hulle advise vir hom, vir koning Vashti maar nou, sy moet maar nou afstaan as die prins, as die koningin en hy moet nou weer trou en hy gaan 'n brief uit dat al die vroue wat nou dink hulle het nou daardie potensiaal om as koningin te wees, moet hulle gaan na die paleis toe en dit sê daarso volgens Ester 2 vers 12 die vasgestelde tydperk van elke meisie se skoonheidsbehandeling was 'n jaar. 6 maande lank as hulle vel behandel met mirreolie, ja, mirreolie en die volgende 6 maande met verskillende balsamolies en ander skoonheidsmiddels. So dit was die vereiste vir die koningin. En ja, dit het alles te doen gehad om van hulle amper soos van binne na buitekant, want as die liggaam gesond is, dit maak nie saak wat so goed op ons op ons hare en ons oë en ons vel en al die goeie sit nie. Alles begin binne. Alles begin by jou gut. Alles begin binne in jou liggaam in. En wanneer jou liggaam binne gesond is, gaan dit na buite toe straal. Wanneer jou gut gesond is, gaan jou vel mooi is, jou hare gaan mooi is, jou naels gaan mooi wees, alles gaan dit wys, jou oë se kleur gaan mooi wees. Ek weet nie van julle nie, maar die wit van ons oë is soms so 'n bietjie bruinerig of uit spikkels in. En ons vel
het soms baie droog of hy het acne en al die tipe goede. Dit is alles goed wat ons eet, wat ons nie moet eet nie. Ons drink nie genoeg water nie. Ek drink maar nou my green tea want ek lees op wat alles green tea doen. So ek lees op en ek probeer en glo my, die green tea is nie lekker nie. Is glad nie so lekker nie. Ek alles ek het dit eers met baie warm water gedoen, maar vanoggend sê ek moet die warm water bietjie laat afkoel en dan moet ek dit nou my teesakkie en dan moet ek dit ingooi. Want hy is eintlik so 'n bietjie galbitterig, maar ek drink dit want dit is gesond. En ja, nou ek drink maar my green tea want dit is gesond. Want soms is die eerste ding wat ons voor môre in die oggende is 'n koppie koffie. Nou ek wil probeer om die koffie af te skaal om te dink. Ek het nie koffie gedrink nie, maar nou drink ek ook koffie in die oggende. Maar dit is een ding wat ek ook nog wat ek gaan overcome. Drink van koffie drink. Ek gaan hy ook overcome net soos ek 'n suiker is 3 suikers in elke ding. 3 in die pap, 3 in die tee, 3 in die koffie. Maar dank die Here, ek het dit geovercome. Ek drink nie nou meer suiker nie. Die green tea sonder suiker. But anyway, ja, nou praat dit hier van die mirre. Ek praat van mirre, ek het 'n bietjie gaan oplees van mirre en wat mirre alles doen, die mirreolie. En ja, ons almal weet die Bybel praat van die mirreolie want toe Jesus gebore was en die 3 wyse manne het na hom toe gekom, toe bring hulle vir hom kies saam en een van die kies was mirre gewees. En ons weet in die tyd van die woord in die Bybel ook, mirre was ook gebruik om die dooie liggaam te balsem, dat dit nie gou vrot en gou ryke en goed afgee nie en dat dit die liggaam nog in stand te hou vir 'n baie lang tyd. So mirre is goed. En as ons terug beweeg na wat God se woord vir ons sê en die dinge begin apply wat God se woord sê, want reg deur die woord van die Here lees ek dat alles wat God daarin opgeskryf het is vir ons eie beswil. En alles wat hy vir ons sê, moet ons nie doen nie, dit is vir ons eie beswil. Nou, die koning se die wat gedink het hulle staan 'n kans as koningin om koningin te wees, hulle het